Dag sy vriende, baie welkom by nog 'n video oordenking van die Tetelestai bediening. In my vorige video sou julle onthou dat ons gesels het oor huwelike en oor verhoudings, en aan die einde van daardie video het ek genoem dat ons sal voortgaan met vergifnis binne die verhouding of binne die huwelik. Ek lees ons 'n skrifgedeelte uit Lukas 6 vers 37. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Met ander woorde, vergewe en jy sal vergewe word. My boetie en sussie, hierdie skrifgedeelte staan eintlik as baie nuttige raad binne die lewe, binne die huwelik. En hierdie raad kom direk van Jesus Christus af. Maar weet julle, wanneer ek kyk na hierdie skrifgedeelte binne die konteks van 'n huwelik of van 'n verhouding wat nou al van 'n geruime tyd duur, dan kan ek nie help om te dink aan 'n aksie wat ons teenoor mekaar loods nie. En dit is om telling te hou van mekaar se foute. Dink net 'n bietjie daaroor. Wat is die doel van 'n huwelik? Wat is die doel van 'n verhouding? Dit is tog om 'n lewenslange vennootskap met jou maat aan te gaan. Ek moet 'n lewenslange vernoot wees vir my vrou en sy vir my. Maar wanneer ons so lank en elke dag binne mekaar se teenwoordigheid leef, dan weet jy, raak dit amper vir ons baie maklik om die klein dingetjies in die lewe op te blaas. En weet jy wat gebeur dan? Dis wanneer ons hierdie punte insamel van die telling wat ons hou teenoor mekaar. Ons almal weet dat vergifnis baie belangrik is binne 'n verhouding, en dit speel 'n geweldige belangrike rol binne die huwelik. Maar steeds, jy weet, is dit vir ons eintlik maklik om hierdie advies van Jesus Christus te vergeet. En dit is om daagliks, elke dag binne hierdie verhouding, moet ons met vergifnis leef teenoor mekaar. En dit aan die ander kant beteken dat dit nie nodig is om hierdie telling te hou nie. Dit is nie nodig om punte in te samel van die foute wat ons maak nie. Hierdie skrifgedeelte, Lukas 6:37, vergewe en jy sal vergewe word. Dit laat my baie dink aan Jakobus 5 vers 16 wat sê dat ons sondes teenoor mekaar moet bely, mekaar vergewe, vir mekaar moet bid, sodat ons kan gesond word, sodat ons kan genees. Want weet julle, binne hierdie gesonde huwelik of gesonde verhouding, waar ons mekaar se foute kan erken, is dit vir ons baie makliker om dan ook vergifnis te ontvang. Want ons moet besef dat net so belangrik soos wat dit is om mekaar te vergewe, net so belangrik is dit vir ons om daai vergifnis te ontvang en te aanvaar. Wat natuurlik baie belangrik is om hierdie vergifnis teenoor mekaar te leef. Jy weet, om hierdie verhouding dit moet 'n leefstyl vorm. Jy moet hierdie verhouding moet gebaseer wees op vergifnis. Met ander woorde, ons moet nie mekaar net vergewe vir die groot dinge, vir die groot foute wat ons maak nie, maar vir alles. Ook vir hierdie klein foutjies wat ons maak, moet ons mekaar kan vergewe voor. En weet jy wat? Binne hierdie verhouding moet vergifnis van so aard wees dat ons mekaar met foute en al kan vertrou. Om in 'n huwelik te tree of om in enige verhouding te tree, beteken dat ek 'n vriend maak. Ek neem 'n vriend aan. En dit aan die ander kant beteken weer, en is skriftuurlik, dat ek bereid is om my lewe vir my vriend neer te lê. Ons is bereid om ons lewens vir mekaar neer te lê. En dit is wat die woord sê. Kom, ek lees gou vir jou. Daai skrifgedeelte is uit Johannes 15. Johannes 15 vers 13. Dit sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee. Maar hoor gou net vers 14. Hy sê, julle is my vriend as julle alles doen wat ek julle beveel het. So, Jesus Christus het reeds sy lewe neergelê vir ons as mens. Vir ons om sy vriend te word en om daai aksie van Jesus oor ons lewe 'n waarheid te maak, moet ons hom aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. En weet jy wat? Jy is vergewe. Dan is jy skoon en jy is vergewe. Maar
dit staan ook, hierdie gedeelte gaan ook saam met wat ons gesê het, jy weet, in Efesiërs 5 vers 25 in die vorige video wat sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het, en homself daarvoor gegee het. Jesus het homself reeds gegee vir hierdie verhouding. Wat sê ons dan hier vir mekaar? Ons sê vir mekaar hier dat oordeel verwerp moet word, veroordeel agtergelaat moet word, en vergifnis gegee moet word, aangebied moet word, en natuurlik ook ontvang moet word, want ons moet weet dat vertroue en liefde kan nie gevorm word of groei as dit nie van al twee kante van hierdie verhouding afkom nie. Met ander woorde, ons moet kan vergewe, maar ook vergifnis kan ontvang. My vriend, my broer en suster, ek wil jou bemoedig vanmôre vir jou sê, maak 'n punt daarvan om met jou maat te gaan sit. Gaan sit met jou huweliksmaat of hierdie vriend van jou wat jy in hierdie verhouding mee is, en bely teenoor mekaar wat daar is wat in jou huwelik of in jou verhouding dalk kan 'n belemmering bring. En kyk wat daar is waarvoor jy vergewe moet word. Bid vir mekaar, vergewe mekaar en laat daar genesing binne jou verhouding en binne jou huwelik plaasvind. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie, baie dankie Here, dat ons kan weet, Jesus, U het U lewe vir ons neergelê, Here, U het reeds gesterf sodat ons kan lewe. U het ons vergewe, Here, deur dat ons U aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Here, het U ons vrygemaak. Leer my, Here, om ook so te kan lief hê, dat ek bereid sal wees om my lewe vir my huweliksmaat, vir my vrou neer te lê, vir my vriend, Here, sodat ons in ons verhouding net kan groei. Here, leer ons om mekaar te vergewe en om mekaar se vergifnis te ontvang en te aanvaar. Maak dit deel van ons elke dag se lewe. Here, leer my om 'n lewe van vergifnis te kan leef, Here, sodat U in my lewe gesien kan word. En ek loof U daarvoor en ek prys U daarvoor in Jesus se naam. Dankie my koning. Amen. Dankie vriende dat julle ingeskakel het. Geseënde dag vir jou.